Ons het vanaand vir Modernay Himan en Q by ons. Ek het Modernay se video van Be My Girl Forever het ek op Facebook raak gesien. En toe ek die sang hoor, ek dink ek het soos 20 sekondes van die sang gehoor, toe sê ek soos hierdie sang moet gespeel word. En ek het kontak gemaak met Modernay, hy het vir my die song gestuur en hy was gefeatured toe op #FridayVibes en hy stel my toe bekend aan Q. En ek het sy sang gehoor, Unfinished Love. Weereens tot my hart gespreek. Love die song, lekker vibe. En 'n bietjie met sy goed gaan opkyk daarso op YouTube. En 'n veelsidige man, maar ons gaan 'n bietjie later praat oor die veelsidigheid. So goeienaand, baie welkom Modernay en Q. Baie welkom, baie dankie, waardeer dit. En Ja, dit is wonderlik om hier te wees vandag vir die geleentheid. ek waardeer dit. Dis my eerste onderhoud wat ek voer, so ek so 'n bietjie aan die nervous kant, maar dit is oukei. Ek sal daaroor ook kom. Ek het al oor baie dinge gekom in my lewe. Ek het oor my ex ook gekom, so ek sal hieroor ook kom. Right. So, ek wil graag begin. Ek wil weet, hoe het julle mekaar ontmoet? Is dit spesifiek deur musiek? Was dit toevallig? Hoe het julle paaie gekruis? Q, jy kan maar verduidelik. Okay. Ag, dis nie regtig ek weet jy het nou ietsie gespreek van veelsidig, maar dis nou nie 'n veelsidige affære nie. Sy is dit oom se regte, is Dean oom se regte seun of oom se stiefseun? Dis my stiefseun. Okay, so my buurman is Marcel se die oom se stiefseun. So hy het een keer maar ons het al tevore lank terug ontmoet. Ek dink die eerste keer wat ek vir oom raak gesien het, toe ek oom offisieel ontmoet het, Ja. was toe wat is hierdie kuierplek wat hier so naby Olifantsnek was? Daai groot jakkalsdans. Jakkalsdans, ja. Ja, ek dink ek het oom daarso die eerste keer ontmoet. Ja, dis korrek. Julle is albei van Rustenburg. Ja, nee, inderdaad, ja. Hy oom bly het nou nou daar, maar ek is in Pretoria. Dis jy Ja, nou die oom het- Pretoria. Die oom dink hy is nou 'n bietjie te goed vir ons, so toe het hy ons verlaat hier in die burg. Nee, ek speel hom. Ja, nou wat gebeur het is, ek het hom lank terug gesien en ook maar gehoor hy sing en so aan, en toe het ek nou so 3 weke terug die maandag toe ek met jou gesels het, dat ek ken iemand wat ek graag wil hê moet luister na sy liedjies. Toe was ons by my seun gewees daar in Rustenburg, my stiefseun, maar dit is vir my soos my eie regte seun, want ek het hom groot gemaak van 1 jaar oud af. So, in elk geval toe kom braai ons almal daar saam, want die kinders het verjaar, en toe kom hy ook, en toe onthou ek hom weer, en toe sê hy vir my, ja nee, hy sing nog al die pad en hy rap, en toe sê ek vir hom, nee, los die rap man, sing country of bring vir my liedjies, ek gaan jou probeer iewers inkry en jou probeer help, en dit is maar waar dit nou gekom het, en so ja. En nou, dis hoe ons paaie toe nou gekruis het. Ja. Deur For Keeps. Was Alles so musiek nog? chop. Nee, dit voel dalk chop, maar ek dink dit is 'n lang pad. Was musiek van kleins af 'n passie by julle albei, of is dit iets wat later gekom het? Oom kan maar eers te gaan. Ja, ja, ek was baie bitter jonk gewees. Ek van dat ek kan onthou het ek maar altyd na mense geluister as hulle sing en gekyk. En ek het ook vir myself gesê ek wil dit eendag doen, en my maatjies agter my toe ek in graad 1, 2 was, het gitaar gespeel, en dan het ek oor die draad gespring by hom gaan speel, maar eintlik net om sy gitaar te sien en te vas te hou, en laat hy my ietsie wys. Dis maar waar ek begin het, van dat ek kan onthou het. Is musiek binne in die familie, of is dit maar net iets by jou? Glad nie, is net iets by my. Okay, Glad nie. interessant. Ja. En met jou, Q? Ek het ver langs 'n familie, maar my familie is bitter groot.
ons was baie verveeld ons vorige generasie en so aan. So, ons is baie soos 500 mense. Iewerste daar is daar seker iemand. Ek het al gehoor ietsie van Joe Black, maar ek sal nie dit as wet vat nie. Maar ja, van ek wou sê vanaf ek dink dit was graad 5 daar rond. Toe het ek my beste vriend gesien, toe ek hom sien die eerste keer ek sy gitaar saambring skool toe. Toe sien ek nee, okay, die man het 'n plan. Man, daai pouse toe, daai cherry so vir hom so kyk. Daar seker maklik 8 van hulle gewees. Sit hulle soos 'n kumbaya vorm om die bra. Toe dink ek net vir myself, nee, Jessie, die ding het krag. So toe het ek nou ook 'n gitaar gaan koop en my maat vir my een gespaar en toe kry ek dit, toe dog ek vir myself, dit was daai gevoel wat ek gesien het toe hy daai vroumense so getrek het. Toe ek die eerste keer 'n liedjie kon speel en self vir myself luister, daai gevoel bied enige iets van wat jy enige iemand wil impress van daar af. Kus jy het van in daarna musiek af- ingegaan om 'n vrou te vang. Nee, dis waar dit begin het. O, Dis waar my belangstelling begin het. Maar toe ek agterkom hoe suiwer dit voel om dit actually te kan beoefen, daai gevoel het my gedryf. kyk, hoe ervaar julle die proses om julleself in die musiekwêreld te vestig, want dit is obviously glad nie maklik om veral met die huidige Afrikaanse musiekmark wat groot kompetisie is, jouself daar te vestig nie. Ek dink dit is moeilik, ek dink dit is 'n moeilike proses. En saam met dit, wat is die grootste struikelblokke om jouself daar buite te sit? Kom ons begin hierdie keer met jou Q, want jy gooi Morney elke keer eerste binne in die vuur. Ek sou sê een van die grootste struikelblokke om nou tans bekend te word met musiek is om ek voel op my beurt om uiters 'n unieke klank te hê, want daar is so baie mense wat ek voel nie repeterend is nie, maar wat nie 'n liedjie vir hulle self waag nie. En ek voel dis daai een punt vanaf as jy kan begin uniek vorm, want onthou alles het relevance. So baie liedjies is jou inspirasie en muse, maar as jy jou eie klank kan bevestig, dan voel ek is die meerderheid van die werk gedoen vir my. Want sodra jy uniek is en jy hoeneer dit net laat dit skerp word en dis asof jou musiek net vloei en jy verbeter dit. Dan glo ek dan sal meeste mense dit kan geniet. So dan moet jy net van daar af by die regte kanale uitkom en by die regte mense, wat ek glo seker nou maar nie regte moeilik deesdae is nie, omdat ons almal so tegnologies verbind is. En vir jou Morney? Ja, die buitekant se musiek vir vandag se lewe is verskriklik moeilik. So, eerstens wil ek sê ek is baie dankbaar want ek het 'n vaste werk. So ek hierdie sing al die jare doen ek maar net as 'n hobby, kan ek maar sê in Engels. So ek doen dit maar na ure as tydverdryf en ja, as 'n ekstra geldjie en dit help baie, maar ek geniet dit as ek daar staan en sing. So ek het gedink my hele lewe deur gaan ek iets regkry, maar dit is verskriklik moeilik. En vir vandag se lewe, as jy iets wil doen, as jy iets wil regkry, glo ek, moet jy iets in Afrikaans skryf. Jy moet net daai regte klank hê, soos hy sê, en jy moet 'n beat hou waarvan jy glad nie eers gedink het jy gaan gebruik nie. So iets. Maar aanhouers wen, hulle sê aanhouers wen. So as 'n mens nie iewers kom in die lewe eendag so Steve Hofmeyer so nie, moet jy nie ongelukkig raak of jy weet, jy moet maar net aangaan en be yourself en dis hoekom ek vir Kion gesê het, luister, kom uit daai dop uit. Kom ons probeer iets. Ek sal jou help en kom ons kyk maar. So daar's baie wat in hom is. Hy kan dit doen en ek weet hy kan dit doen. Hy is nog baie jonk. Obviously speel. Dis maar my opinie. Ja. En ek en hy het gisteraand in ons gesprekke ook baie gepraat van en sosiale media is een van die goed wat ons nou gaan aanspreek is van
ou moet jouself daar buite sit by die gehoor, by die publiek. En nie noodwendig net online gaan nie. Maar obviously in 'n tyd van sosiale media met YouTube en streaming en Spotify en al daai goed, uh dit help nogal om kunstenaars baie meer sigbaar te maak. Uh en jy weet, dit is 'n manier om te kommunikeer met jou publiek en dit werk want ek bedoel maar nee, as dit nie vir Facebook was nie, sou ek nooit Be My Girl Forever gehoor het nie, sou ek nooit jou musiek gehoor het nie. En obviously sou ek nooit kontak gehad het met Q nie. So voel julle dat daar genoeg platforms is vir onafhanklike kunstenaars in Suid-Afrika en wat sou julle graag wou sien moet verander in terme van dit en uit die aard van die saak om jouself daar buite te plaas dat die publiek kan kennis neem van jou want ek dink enige ou wat musiek maak se droom is seker maar op die ou end om 'n album soos wat ons nou maar nog van dit praat of 'n CD soos wat ons dit ook maar nog noem daar uit te sit alhoewel dit nie noodwendig fisiese album en 'n CD is nie. Ja, Dion, praat jy, gee jou weer 'n kans. Okay. Sal jy gou vir my die vraag herhaal? Okay, so Ja. in 'n tyd Wat van moet die publiek sosiale verander? media. Dink ek daar's genoeg platforms? Kyk, daar's genoeg dit is versigbaarheid. So voel jy daar is genoeg platforms vir onafhanklike kunstenaars in Suid-Afrika. Om hulle self daar buite te sit. Is daar genoeg belangstelling daarin wat werk nie? Ons het nou gisterand gekyk na jou YouTube kanaal. So van jou songs het baie goeie views. Maar 'n ou moet jou content updated hou om daar uit te sit en ek en Cute gisterand gepraat. Weereens jou sigbaarheid op social media is ongelooflik belangrik. Jy kan nie once in a blue moon iets daar gaan sit nie. Ja. Wel, ek voel as ek nou my persoonlike opinie moet gee, voel ek daar is taamlik baie want soos wat ek nou gister saam met jou in daai live coaching session gesê het, is daar 'n distribusieplatform wat jou musiek tot en met ek dink 146 verskillende streaming platforms op die internet jou musiek vir jou oplaai. So 146 is verskriklike baie sagte ware en plekke en verskeie mense en devices wat mens jouself daar kan buite sit. So ek voel daar's definitief genoeg vir onafhanklike mense soos ek en die oom. Maar in terme van wat werk en wat werk nie, het ek geleer by my hierdie is nou by my ook my voltydse werk. So dis nou niks met my musiekloopbaan uit te waai nie, maar ek het gesien met my voltydse werk omdat ek deelneem van die bemarkingsspan dat as jy stelselmatige bemarkingsbudgets opwerk en jy promote jouself met jou eie finansies, nou nie baie nie, maar so R300, R400 en jy gebruik dit in 'n strategiese vorm, dan is dit nogals geneig om vir jou baie views te doen. En ek het nou nog nie die finansies versamel en so aan nie, want ek moes nou maar van werk kry en soek en so aan en myself help en so ek is nou eers op die punt van my lewe persoonlik waar ek kan bekostig om disposable income te kan hê. Om geldjies weg te kan bære vir my droom en ek bedoel ek bedoel vir myself soos jy kan nie sê jy volg nie jou droom of jy volg jou droom as jy nie 'n tipe van 'n hoeveelheid moeite of geld of want daai geld is tyd wat jy nou verwerk. As jy nie sulke goed kan wegsit en dit 'n skoot gee nie. So ek voel as mens daai bemarkingsstrategie volg en jou content, jou musiek wat jy maak is toepaslik en oor die algeheel lekker om te hoor. Dan glo ek dit sal net 'n kwessie van tyd wees voordat jy éventueel op 'n punt kom waar jou views self genereer en mense stuur dit aan vir mekaar en so aan. Maar bemarking is altyd die bemarkingsstrategie en finansies is altyd belangrik vir sukses. Wat sê jy Morney?
Ja, nee, ek stem saam met hom. Finansies is 'n baie groot rol. As jy op YouTube wil gaan of jy wil op daai wat se ander jong mense se wat noem hulle dit? TikTok. TikTok. TikTok dan daar ek het nou die dag het iemand my gewys. Jy kan betaal, dan kan jy betaal vir views, wil jy vir views hê of wil jy betaal of vir volgers, mense wat jou volg. Al daai verskillende goed, alles kos geld. So ja, niks is verniet vandag se lewe nie. So ek sukkel ook nog bietjie om kop bo water te hou. So ja, ons sal dit nog daar uitkom en daar's soveel baie platforms wat ons nog kan gebruik wat ek is ook nog nie op niemand se platform. Ek is ook net op Facebook. So en dit gaan vandag so dat jy sal sien die groot ouens. Vandag se lewe moet hy elke 3 maande eintlik, tussen 3 en 4 maande moet hy 'n nuwe liedjie uitbring om op die map te bly. Ek het nou agtergekom, jy moet dit doen, otherwise raak jy raak agter. Mense luister vir so 2, 3, 4, 5 maande na 'n hit, dan is dit nie meer 'n hit nie. As jy gaan luister na al die goed, vir al die mense se nuwe goed wat uitkom, 4, 5 maande, dan is dit oud, dan is dit deurgeluister. So dan kry jy 'n ander ou, dan bring hy weer iets uit. So jy moet op die map bly. En dit kos alles tyd. En as ons net 'n bietjie gaan terugsit en bietjie begin skryf en probeer en kyk wat kan ons doen, ons sal dit regkry. Ons moet net aanhou. En dan soos dan kaptein, dan's julle soos daai mense vir wie ons 'n liedjie kan stuur en sê luister, wat dink julle van hierdie song? Ek is net baie dankbaar ons het julle ontmoet, want ons het nie so iets in ons lewe nie vir wie ons kan 'n song kan stuur en sê luister, wat dink jy daarvan? Sal hy werk, sal hy nie? Dan sal jy sê nee, doen dit. Dis eintlik waar dit gaan. Ja, ons het eintlik so 'n maand en 'n half terug, plus minus 'n maand en 'n half terug, 2 maande terug, toe ons hierdie idee gekry, juis as gevolg van TikTok, het ek gesien maar hier's Afrikaanse musiek, mense wat sing, maar ek het geen klou wie hulle is, ek het nog nooit musiek van hulle gehoor nie. En ons het toe vir 3 woensdae agter mekaar vir 2 ure so ek het van hulle se musiek aangevra, party het dit aangestuur, ander het my net pleinweg geïgnoreer. Of ek het hulle op Facebook gaan soek of hulle het vir my links gestuur en ons het hulle musiek afgelaai en gespeel en dit is freaking goeie musiek. En ek was verstom dat van hulle nie out there is en dat mense weet van hulle nie. En ek is nog steeds besig om so van volgende Woensdag af gaan ek weer begin om so op hierdie stadium gaan ek deur YouTube. Ek gaan soek spesifiek kunstenaars daar's kunstenaars wat ek nog nooit van gehoor het nie en ek gaan vat hulle musiek en ons gaan dit speel. Net om die mense daar uit te kry. Dit beteken nie oor 'n persoon 'n song 5 of 6 jaar terug uitgebring het, die persoon tree nie meer op nie. Hulle is nog daar, hulle tree op by gigs, hulle is daar. Ek dink dit is net so moeilik om binne in die mark in te kom, want die kompetisie binne in die musiekmark, dink ek, is ongelooflik groot. Ek bedoel, jare terug het jy vir Guy Korsten, Rina Hugo, Sonja Harold, Laudika Raag, jy het 'n klein groepie gehad wat musiek gemaak het en net hulle het musiek gemaak. Ja, die musiek wat jy geluister het. En nou is daar 'n magdom van kunstenaars daar buite wat musiek maak en almal het talent in hulle eie reg en 'n ou ding mee teen 'n baie groot mark. Baie. So, maar nou ek wil 'n bietjie na jou toe kom. Be My Girl Forever. Daai song het net, ek weet nie, daai song het my in my hart getref soos 'n Cupido pyl tref. En ek en jy het so 'n bietjie gepraat oor die song en toe sê ek vir jou, ek seker daarvan jy het 'n storie om te vertel en toe het jy so half van my gelag en jy het nie daarop gereply nie. Maar vertel 'n bietjie, hoe het hierdie song tot stand gekom? Wat is die storie agter Be My Girl Forever? Ja, ek het so
34 ongeveer, as ek nou kan onthou, 34 jaar terug, het ek Rustenburg toe getrek, saam met my suster. Hulle was ook jong getroud, en dan het hulle kom kuier van Rustenburg af, daar by Stilfontein, ek kom van Stilfontein af, toe het hulle daar kom kuier, en toe maak ek klaar met skool, en die Desember maand. maand. Het jy 'n krikkedel geken wat daar in Orkney Snorkney gebly het saam met die van Tonders nie, né? Nee, ek dink is bietjie jonger as ek. Okay. Ja, in elk geval toe kom kuier hulle daar so een naweek, en toe sê ek vir hulle, luister, ek is nou klaar met skool, en ek sukkel, ek kry nie werk in Stilfontein nie. Toe sê hulle, man, kom saam Rustenburg toe. Toe gaan ek saam, en toe begin ek werk daar, leer in 'n slaghuis. Begin hulle my daar so leer, ander oom. Ja, so ek het so 6 maande wat hy my geleer het, toe sluit ek die slaghuis oop, om 11 maandjies nog. Hy het my op 'n baie harde manier geleer, hy het my geknyp as ek iets verkeerd doen, hier onder my arm, hier by die sagte vleis. So ja, ek het daai jare nog baie hard geleer, en ek het vir 6 maande het ek pamflette afgelewer met my fiets, toe ek 17 jaar oud was, 18 jaar oud. So wat gebeur het is, ons het in die noord, soos hulle sê, in die noord gebly, net toe ek daar gekom het, toe daai selfde Sondag, toe ons daar by die huis kom, sê my suster vir my, Boeta, ek hoor iemand speel gitaar hier langs aan, toe is daar mense wat die naweek ingetrek het, net langs hulle, en toe is ek mos gitaar mal, ek en sy gaan, en ek gaan klim op 'n stoel, en ek kyk oor die muur, en ek sien, hier sit ook 'n jong persoon, 'n manspersoon, jong oukie, en hy speel gitaar, en ek doe daaroor, en ek stel myself voor, en ek sê, hi, ek is Morne, ek hoor jy speel gitaar, en hy sê, ja, ek is Shaul, en kom oor, en daar raak ons vriende, ek en nou Shaul Meinhardt, en so het ons maar musiek begin saam doen, en naderhand ons seker na 2-3 jaar getrek na 'n ander huis toe, maar ons was altyd saam vriende gewees, en ons het toe saam begin gospel sing, so ek was eintlik 'n gospelsanger gewees, maar ek het maar gehou van Blue Sky in the Rain, en Green Eyed Angel, en al daai ou songs, my ma, dit was my ma se songs gewees, maar in elk geval, toe het hy by my kom oorslaap een aand, kan ek maar sê, of nie oorslaap nie, kom kuier, en ons het die hele nag gedeernag. Ek het in die buitekamer gebly, toe het ek al instrumente en 'n keyboard, en ek het net maar saam gesing, en vir die kerk, en by iemand se braai, en sulke goed. En toe sê hy vir my, hy het 'n meisie, en hy wil hê ons moet 'n liedjie saam skryf, hy vriend van my, Shaul Meinhardt. En toe sê ek, okay, kom ons doen dit. Toe begin ons net, en kry die wysie, kry die woorde, kyk tot dit pas. Toe neem ek hom daai aand op 'n tape, op die ou kassette. Toe neem ek hom nog sommer op, toe het ek so ou Liam MP, en ek neem hom op sommer net met 'n gewone mic, en ek moet eintlik een of ander tyd om vir jou kry, laat jy hoor hoe klink dit, laat ek hom vir jou speel, laat jy hoor hoe hy hom gesing. En toe het ons daai aand besluit, daai oggend toe die son opkom, toe hy nou klaar is, en ons het hom opgeneem, toe sê ons vir mekaar, want ons is vriende, die persoon wat oorleef, oor 20, 30, whenever, wanneer jou stem gereed is, wat jy voel, moet asseblief hierdie song opneem. En ons het hande geskit, en so dit nou maar gebeur, en hy het die song eintlik vir 'n vriendin, vir 'n meisie van hom geskryf, ek en hy, want hy was verlief gewees, dit is nou waar die song aangekom het, en die meisie het hom gelos, en dan gaan hy met die sussie uit, en dan gaan hy weer met die ander tweelingsuster uit, so dit gegaan. Julle is nog daar, julle luister, né? Ek luister al die pad. Sê as ek te lank vat, asseblief. Is altyd, is nice om te hoor, waar kom die origin vandaan, en veral, hoekom kom die song nou eers eintlik na vore? Ja, nou,
Nou wat gebeur het is ou Shaul se boetie net na kom ontmoet het, seker 'n jaar na kom ontmoet het waar ons gebly het in die noord. Was nog 16 Impala laan waar ons gebly het. Ek onthou dit nog soos gister. Hy het 'n ouer broer gehad. Hy was daai jare seker so 25 gewees. En hy was verloof aan 'n meisie gewees. Hy het vir die polisie gewerk. En toe het hy 'n ongeluk een aand gemaak. Toe hy en die verloofde op slag gedood en sy was swanger gewees. So daar het hy knou gehad. Dit was 'n ouer boetie. Toe 'n jaar of 2 daarna, ek kan nie presies onthou nie, maar het net 'n rukkie daarna toe sy ma en sy pa geskei. Ja, so dis sy helse trauma waardeur Shaul gegaan het. En die meisies het nie by hom gehou nie, want ek weet nie hoekom nie, want hy gee alles wat hy het. Hy koop vir hulle blomme en hangertjies en ek het al vir hom gesê, Shaul, jy doen te veel. Jy moet net terugsit en vat dit net rustig. En in elk geval, ek weet hy was, dit is nou na ons die liedjie saam geskryf het en besluit het, na hy dit al, ek dink is seker 'n jaar plus minus ongeveer, na ons dit geskryf het, en het vir die meisie gespeel en die meisie het hom nog steeds nie teruggevat nie vir daai liedjie. En toe sy ma en sy pa geskei was, toe kom hy, ek dink 2 weke voor sy dood, het hy na my toe gekom. Ek sien nog hoe klim hy in die kar uit en loop na hom toe, ons groet en kuier vir so rukkie en toe ons terugloop kar toe sê hy vir my, Morney, ek wil nie meer hier wees nie, dis wat hy gesê het. So, en ek het maar net probeer moed inpraat en sê, moenie worry nie, alles sal regkom. En 2 weke daarna, toe hoor ek, hy het selfmoord gepleeg, hy het hom geskiet toe. Want toe sy ma geskei en hy het gesê, sy ma en sy pa, kom nie na hom toe, want hy het polisie gaan aansluit. En hy het met die perde gewerk. En sy ma en sy pa het nie moeite gedoen om na hom toe te kom, om te kom kyk hoe lyk dit daar by hom, te kom kuier en daai goed, nee. So, en hy het baie getreur oor sy boetie. So op ou en hy het 'n klein boetie ook gehad. So, toe hy oorlede is, seker so 4 jaar na dit, toe sy klein boetie ook in 'n ongeluk oorlede. So, daar's nog net een boetie oor, en hy is in Rustenburg, hy het 'n pandwinkel. So, toe ek daar was, het ek nou en dan vir hom gaan hallo sê. Maar, in elk geval, om terug te kom op die storie is, dat ons het daai jare besluit, dat wanneer ons eendag groot is, en ons voel ons is reg om die song op te neem, of het hy is, of het ek is, moet ons dit doen. En so die 30 jaar het verby gegaan, en toe besluit ek, okay, laas jaar April, kom ek gaan nou voort. En toe laat bou ek die liedjie, en neem hom op en maak 'n video. En ek het hom nie op al die platforms gesit nie, want ek het 'n day job, ek doen dit maar net vir daai ure. Ek sal dit baie waardeer, ek sal dit ook like om op skoue te sing en 'n fees te sing, dit sal baie nice wees, maar soos jy sê, die kompetisie is verskriklik groot daar vandag se lewe, en ek dink Engels gaan dit nie so goed doen nie. Ek dink die song gaan beter doen oor see as wat in Suid-Afrika sal doen. Wel, persoonlik vir my 'n awesome, great song, 'n mooi video, want ek dink jou 2 kindertjies speel daarin, jou seentjie en jou dogtertjie as ek reg is. Nee, my kleinkinders. Is dit jou klein? Ek het 3 kleinkinders. Ek het 3 kleinkinders in die fliek gehad, in die fliek, in die video. Wat 'n awesome voorreg om jou oupa se video te speel met so 'n great song. Nee. Absoluut. Nee, ek dink ook daai song is amazing, om eerlik te wees. Toe die aan hom vir my speel, toe dink ek, wow. Ek weet die oom het gesê hy tree op, maar wow. Ja. Ag, Shame en Cardwell en dis baie nice. So, maar nee, wat beteken hierdie liedjie vir jou vandag as jy nou terugkyk op waar jy was toe die song geskryf is en versus om hom uit te bring? Yes, dit is, ek kan nie vir jou bedui nie, weet al so baie dinge het gebeur toe ek in die slaghuisbedryf, toe ek jong was, toe ek begin leer, toe ek 17 jaar oud was, en ek het net by die huis gekom dat ek aangegaan tot 2, 3 in die oggende met musiek,
my eie backtracks gemaak en weet as ek vandag luister daarna is dit baie lelik en is nie mooi nie. Toe het ons net op tapes opgeneem en ek het soveel tyd gespandeer in my lewe aan daai episodes. Naderhand toe ek nou 'n vrou ontmoet het en begin het ek ook my eie studio gehad en ek het begin opnames doen en so het ek ook verbeter, maar aan vandag se lewe soos ek nou staan het ek baie afgeskaal. So ek kan nog recordings doen en my opnames is verskriklik mooi. Dis net die tyd want ek is nou al bietjie ouer en ek is ook maar moeg in die aand en ek gaan sing nou en dan nog maar ek voel my rug hou dit nie meer en my bene hou dit meer nie. Dit so 'n mens word oud. 'n Mens moet seker maar op een of ander tyd gaan afskaal, jy weet. Maar dit beteken verskriklik Hulle moet maar vir jou 'n kroegstoeltjie daar neersit, laat jy op die kroegstoeltjie sit. Ja, 'n mens moet kyk, ek sal seker sing tot ek nie meer kan nie. Is dit eendag 70, 80 jaar oud. Maar dit is in ons bloed. Ek my vrou ontmoet het daai jaar, toe sê ek vir haar ook onthou ek sing ook nie nou mooi nie, maar ek sing in maar en ek sing vertroues en dit is in my bloed, dit is in my lewe. Ek dink as jy dit gaan wegvat van my af, ek sal nie kan aangaan nie. Ek dink ek sal vinnig verdwyn in die lewe as die musiek van my al wegvat. So wat ek hoor is daar's nog 'n skatkis vol musiek op tapes wat verwerk kan word. Hier's baie tapes wat ons opgeneem het en ek het al 'n gospel tape gemaak by IVI Studio in Klersdorp. 1996 wat ek 'n tape gemaak het daai jare. En toe sit hulle met my op CD. So ek het nou nog die tape en dit klink baie baie mooi. Daar's geen foute op dit nie, maar dis daai jare. Dis baie lank terug. Ja, en ek het om van dit te hoor want jy weet ek bied die gospelprogram op Sondag aan, so stuur aan. Ja. Stuur aan. Ja. Ja, nee, ons sal dit moet doen. Ons moet nou net vir Cowan bietjie reg kry dat hy nee, wat hom woeker ons sommer reg met 'n golfstok en 'n pool tafelstok. Ja. En toe kom nee. Toe stuur jy vir my 'n ander liedjie. Dra die taal. Wat het jou Het jy homself geskryf? Nee, ek het hom nie geskryf nie. Daar's 'n ander dametjie wat kompetisies inskryf. Elke jaar. Mense wat ek al jare lank geken het. En toe vra sy my ek gaan 'n liedjie skryf en as ek inkom daarmee sal jy vir my sing. En toe sê ek ja, ek sal toe wen sy die lirieke vir die liedjie. En toe neem ons hom op en dit is hoe hy toe uitgekom het. Ja, so ek is die enigste een wat in so ver sing. 'n baie goeie diep kultuur Afrikaans en my persoonlike opinie, hy hoort op Afrikaans is groot so aan die einde. Ja. You never know. Ja. You never know. Ja, en jy sal nie glo nie, daai Afrikaans is groot waar dit elke jaar hou. Is net die oorkant waar ek bly. Dit is 200 meter van waar ek is. Waar ek nou bly. Okay, jy moet maar eendag net die verhoog gaan hijack, dis wat ek dink. Ja, dit sal baie nice wees om so ver te gaan. Ek sal dit so waardeer. Jou tyd sal kom, glo my. Ek dink regtig jou musiek is besonder, jou stem is baie baie goed en jou musiek praat met die hart. Dis hartsmusiek. Ja, nee, ek waardeer dit. Nou meneer Q, nee, jy's eintlik 'n rymkletser of soos wat hulle 'n rapper. En ek het nou van jou musiek geluister. Nou ek moet vir jou sê ek is nie 'n huge rapper fan nie. Ook nie hip-hop fan nie. Maar toe ek nou jou Unfinished Love country liedjie hoor, toe gaan soek ek jou nou op YouTube en ek kry jou daar. En toe hou ek nou nogal van jou rapmusiek. Nou ek het vandag vir Krummels gesê ek hou nie van rapmusiek nie, maar ek hou van jou rapmusiek. Ag, jy is dierbaar Alwyn, dankie. En ek sê dit nie omdat ek weet ek is dierbaar, baie dankie.
Ek sê dit genuine want ek het regtig daarvan gehou en ek het vandag weer na jou musiek geluister. Maar Unfinished Love is natuurlik totaal en al 'n ander klank van jou musiek wat jy daai het en Morney het nou gesê, jy weet ons moet jou kry om in 'n rigting in te gaan en ek dink jy het spesifiek genoem country. So eerste vraag is hoekom Unfinished Love? Na al die ander songs wat rap musiek was. Wat het jou laat besluit om Unfinished Love te doen en op te neem? Jessie, ek het nie gedink die vraag gaan so persoonlik wees nie. Okay, gat ons. So Unfinished Love. Ek is 'n hopeless romantic en ek is nou nog nie getroud nie, ongelukkig. En vanaf ek klein was kan ek net onthou soos hierdie movies wat my ma my gaan, want my ma was op 'n punt, was sy nie saam met 'n man nie. So toe ons hierdie romantic comedies en al daai goed gekyk en ek weet nie, dit was seker maar die hupstoot wat my hart nodig gehad het, maar ag, ek is net verlief op die idee van liefde. En ek het nou die rap liedjie Love gerelease toe ek voel liefde is nie meer wat ek dit gesien het as nie. Maar toe gaan tyd 'n bietjie aan en toe verwikkel my menswees en wie ek is en my persoonlikheid en ek het gesien ook nee, tog was daai net 'n een perspektief in die lewe en een memory en een tydperk wat ek deur was. So liefde en die lewe homself is baie wyd. So ek het net besluit, jy weet wat, as ek my vrou was, sou ek gedink het, yes, ek wens die ou het vir my of die persoon het vir my 'n liedjie geskryf en hulle het dit my geserenade en dis country is so sexy en dis so lovey-dovey en dis net dit vir my al die boksies gecheck. So ek het nou maar besluit ek gaan my liefdesliedjie skryf vir my vrou al het ek haar nog nie ontmoet nie. Mooi profeties gedoen, ek hou daarvan. Ja. Hopelik hoor sy dit en hopelik sien sy hierdie onderhoud. Of ons sal sorg dat sy dit sien die dag as jy trou. O my siel. Ja, nee, ons sal hom hou. Okay. Ek sal vir jou kom sing. Yes. Ek beloof jou, ek sal jou hier, ons sal dit nog speel. Jy moet hom genoeg geld vra Morney, né? Baie. As dinge volgens plan gaan, dan sal ek hom 'n fact check gee. Ja, een song niks onder R5000 nie. Ja man, hopelik maak ons dit dubbel. Sê vir my Q, voel jy obviously as ek luister na jou rap songs en na ons gesprek gisterand, is daar baie van jou hart binne in hierdie songs in. Obviously ek dink elke kunstenaar wat musiek skryf sit sy hart daarin. Elke liedjie het iets van die hart daarin. Maar voel jy dat musiek is vir jou 'n plek van vryheid? En ons het ook gepraat oor jou musiekgenres. Jy sien noodwendig net vas aan of country of rap nie, maar ons het ook gesê jy weet om die mark binne te dring moet jy spesifiek fokus op 'n spesifieke een. So voel jy dat musiek is vir jou 'n plek van vryheid waar jy nie hoef vas te wees aan een genre nie? Ek voel so. Ek voel met hoe ek groot geword het en my opbringing en my geloof wat ek het, voel ek my God het vir my die salwing gegee en uit my uitgeken om musiek te kan doen en musiek is ietsie wat vrede kan bring, wat liefde kan bring, wat goeie dinge kan bring, alles. En ek wil net hom prys deur hom wat hy vir my gegee het, vir ander te gee. Want ek seker daarvan dit sê in die Bybel, my salwings en die gifts wat die Here vir my gegee het, dis nie vir my nie, dis vir almal wat dit kan hê en experience in hierdie relevant gesprek. So nee, dis definitief 'n plek waar mens jy kan wees sonder om gebeoordeel te word. Dis hoekom ek dit begin doen het, want dit is so moeilik as 'n jong mens in vandag se tydperk om nie gebeoordeel te voel nie. En ek voel daar's so baie
jong mense wat met dit sukkel en hulle lewe volgens wat ander mense vir hulle dink en nie wat hulle voel hulle moet doen nie. En dis net 'n groot expression wat 'n mens van kop tot toon kan reset van al jou drama, dit sluit alles af. Dis vir my 'n escape van al my probleme, al daai dinge af. So, wat is die lekkerste deel van die country styl, né? En hoe verskil dit van die hip-hop, rap in terme van hoe jy skryf en sing? Obviously wanneer jy sing is dit twee verskillende goed. Kyk, by die ander een is dit net né? Julle klets partykeer so vinnig 'n mens kan jy ek weet Morney, onthou jy op 'n stadium met jy as jy die woorde van 'n plaat wou gehad het, né, dan het jy die plaat so met jou vinger vasgedruk dat jy hom so stadig laat gaan dat jy kan hoor. Partykeer voel dit vir my by die rap musiek moet 'n ou dit doen, want jy kan nie altyd alles lekker vang nie. En dan partykeer gooi hulle vloekwoorde daarin en dan kom jy dit nie agter nie. Ek vloek nie in my. Ek weet, ek praat maar van in general. Okay. Maar jy onthou nou die vraag wat ek gevra het. Ja. Country, dis amazing ek wens meer artists kan dit net try. Hulle hoef nie dit noodwendig te doen nie, maar wat ek geleer het met heavy metal, rock and roll en country blues, daai spectrum van die musiekwêreld is hulle kry dit lekker reg om voluit met hulle stem te kan. Dit voel so asof jy is vir my voel dit so as ek daai note tref, dan voel dit so ek pitch om my te sweep. As jy sweep so lekker klap. Dis net 'n juk wat jy so kliphard krap en om jou stem te kan beoefen tot en met die punt om te kan teen daai vokale en volume reg funksioneer, dit vat regtig soos jy moet 'n halfuur 'n dag net sit en letterlik net jou stembande oefen. En om dit te kan doen voel verskriklik lekker en dit vloei net so en jy kan hoor dis mooi. As jy dit nou reg doen, maar jy kan hoor dis mooi wanneer jy so sing. Spesifiek nou met die tipe country wat ek nou geskryf het sover en wat ek nou nog van plan is om te skryf. Maar met die rapmusiek voel ek dis meer oor jou. Wat is die Afrikaanse woord vir wit? As iemand witty is. Windgat. As hulle skerp is. Windgat. So dit gaan oor windgat, hoe flink jy kan dink, hoe vinnig jy kan dinge prosesseer. Dis waar ek voel nie brag gedeelte nie, maar die gedeelte wat dit laat uitstaan as 'n genre en vir wat dit uitgeken is om te wees is, want nie almal kan so vinnig rap nie. En dit gaan vir my so vinnig nie. Ja, dit voel vir my as jy dit kan doen en jy implementeer dit verskriklik goed, dan dis ook in 'n mate ietsie wat jy voel jy achieve het waar dis soos hoogspring. Party mense kan hoogspring, party mense kan laagspring, baie mense kan of party mense kan verskriklik 3 keer 4 keer die normale kapasiteit kan hulle spring. En dan kry ek seil van die bed af. Ja, die optrede. So, ek voel net die tipe musieke gee vir jou verskillende redes en verskillende maniere hoe jy goed voel en wat dit lekker maak. Jy het een Afrikaanse rap liedjie en ons het gisteraand ook 'n bietjie daaroor gepraat in ons coaching session. Kom bietjie hier. En daar's 'n storie agter die liedjie en ons het besluit, ek het vir jou gesê ek gaan jou die vraag vra. So jy moet asseblief nie name noem nie, maar Okay. Baie kortliks, waaroor gaan hierdie lied eintlik? Kortliks gesê het ek 'n rolmodel gehad wat ook in die musiekbedryf was wat een aand hier opgetree het in my dorp en toe ek spesiaal ek gaan kuier nie regtig nie, ek's by my huis, ek doen my ding, ek werk aan my toekoms en so aan soos wat 'n jong mens gewoonlik doen. En toe ek nou gaan by die Joel van die persoon nou gaan kyk in die show en so aan. En toe ek nou maar net gehoop want ek het 'n liedjie nou geskryf wat dis nou toe my rapmusiek nou ontwikkel het. Toe was ek super opgewonde om vir die persoon nou die liedjie te speel. Ek wil net hê hulle moet sê, wie sal nie wil hê hulle held of hulle rolmodel moet sê, "Jessie, dis baie nice."
En dis nou ongelukkig nou toe nie wat gebeur het nie, so toe het ek die liedjie nou 'n bietjie gaan verander en 'n paar woorde bygesit en dis eintlik nou maar net om te sê, jy weet wat, ek het niemand se opinie nodig nie. So, vat vir jou. So die liedjie is uitgeken om iemand nonsens te vertel, want ek is upset. So dit was jou upset liedjie. Ja. Okay. So wat is volgende vir julle op die musiekpad? Morney? Ja. Ek wil bitter graag 'n Engelse liedjie weer skryf, aanvat en maar weer begin probeer en bitter graag Afrikaans. Om te kyk wat sal gebeur. Miskien moet ek een van hierdie Afrikaanse tries wat vandag se mense goed uitbring. Jy weet mos die kat sit in die boom se tak het gebreek. Miskien sal dit miskien sal ons iewers kom. Rooi rokkie na die sokkie toe, dan ry sy die klokkie. Ja, ek sal klaar opgewonde en nuuskierig. Alles moet Wat gebeur met die kat? Ja, nee, maar ek gaan probeer. Soos nou hierdie week is nou my laatskof, so ek gaan 6 uur in werk toe en dan kom ek actually 7 uur vanaand, 7:15 of 7:30 is by die huis. So dit is 'n hele laat week. Volgende week kom ek so 3 uur, 4 uur af en dan jy weet jy moet ook maar tyd aan jou vrou en familie spandeer. So dit is bietjie moeilik op die oomblik, maar daai goed is in my pipeline wat ek wil probeer doen om 'n liedjie te skryf. En vir jou Q? Dis moet nie. Ek gaan stelselmatige verwikkelinge maak op my aanlyn platforme en ek gaan seker maak dat dit aktief bly, want ek is 'n jong snotkop laaitie en lewe gaan nie makliker raak nie. Dit gaan net moeiliker raak vir hierdaf, so ek het nie 'n verskoning nie, ek het tyd. So ek gaan my tyd daarin sit en ek gaan probeer 1 of 2 optredes iewers te maak. Somewhere moet ek vir Q blootstel aan die mense. Great. Julle baie dankie dat julle tyd afgestaan het. Ek waardeer julle twee. Ek het gesprekke met julle natuurlik buite my slottye en wanneer julle vir my musiek aanstuur en ek gaan definitief met Q opvolg en hom op die pad hou en my vinger op die pols hou met wat hy moet doen om vorentoe te gaan ook. Maar ek wil vir julle vra, groot asseblief, julle musiek is fantasties. Asseblief stuur dit vir ons. Ek sê weer, ons is nie die groot radiostasies nie, maar daar's genoeg mense daar buite wat dit hoor en ons het genoeg toegang tot die sosiale media platforms, veral op Facebook en van my kant af sal ek enige tyd julle musiek speel en dit daar buite sit. Is 'n voorreg om dit vir julle te kan doen. Dis genuine 'n voorreg. As ek 'n produksiemaatskappy gehad het, was julle musiek môre daar buite gewees. Ongelukkig het ek nie daai goed nie, ek het nie genoeg van dit, ek weet nie hoe werk daai bedryf heeltemal nie, maar ergens glo ek iemand gaan definitief dit raak sien en julle musiek gebruik. Ek waardeer julle tyd en baie dankie dat julle tyd afgestaan het om met ons te gesels. Dis dankie Alwyn. Dis waardeer uit ons hart uit. Baie dankie vir die geleentheid. Ja, dit is net 'n eer. 'n Eer is myne, baie dankie ouens.